Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek is dan nog steeds besig om uit Prof. Koenig se boek Alle paaie lei na Jesus te kyk na sy onderwerpe. En die volgende saak wat hy bespreek is die verhouding Ou Testament en Nuwe Testament. Hier het ons een van die rykste temas in die Bybel wat op 'n merkwaardige manier na Jesus lei. Ons gaan kyk na 'n paar kante van hierdie verhouding. Wat gebruik die skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament en hoekom? Wat is in die lig hiervan die verhouding tussen die twee testamente? Uit watter Ou Testament haal die Nuwe Testament se skrywers aan? So, wat gebruik die skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament? 'n Mens kan begin by die vraag hoe ons vandag die Ou Testament gebruik. Gebruik ons al die dele of boeke van die Ou Testament eweveel? Of gee ons voorkeur aan bepaalde boeke? Oor die algemeen sal ons vind dat daar duidelike voorkeure is onder Christene. Waarskynlik is die Psalms die populairste boek. Dan volg moontlik sommige historiese boeke soos Genesis of sommige profete soos Jesaja. Miskien is Spreuke ook populêr. Is dit verkeerd? Moet 'n mens nie die hele Bybel eweveel lees en alles op dieselfde vlak nie? Die hele Bybel is tog die woord van God. Wel, kom ons vra eers hoe die skrywers van die Nuwe Testament die Oue gebruik het. Vir minstens die 1ste eeu na Christus het Christene nie 'n Nuwe Testament gehad nie. Waarskynlik is al die boeke van die Nuwe Testament gedurende die laaste helfte van die 1ste eeu geskryf. Maar hulle is nie gou in een bundel versamel nie. Dit beteken dat die eintlike Bybel van die vroeë Christene die Ou Testament was. En hulle het oorvloedige gebruik daarvan gemaak. Daar is ongeveer 2400 direkte of indirekte aanhalings of verwysings uit die Ou Testament in die Nuwe. Dit beteken dat daar in die Nuwe Testament omtrent 7 verwysings per bladsy na die Ou Testament is, wat regtig baie is. Dit beteken dat dit belangrik is om die Ou Testament te ken as 'n mens die Nuwe wil verstaan. Maar is ook interessant uit watter dele van die Ou Testament die meeste aanhalings of verwysings kom. Daar is geen sprake van 'n eweredige verdeling nie. Omtrent die helfte kom net uit 4 boeke. Omtrent 400 elk uit die Psalms en Jesaja en omtrent 200 elk uit Genesis en Exodus. Wat het die Nuwe Testament spesifiek in hierdie boeke gekry? Dis interessant dat hulle ook hierdie boeke nie eweredig gebruik nie. Van die 400 uit Jesaja kom byna die helfte net uit Jesaja 40 tot 54. Waarvan omtrent 40 aanhalings of verwysings net uit Jesaja 53 kom. En van die 400 uit die Psalms kom omtrent 70 uit net 3 Psalms, Psalm 2, Psalm 22 en Psalm 110. Hieroor sal ons môre meer hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit bly vir ons 'n wonder dat U deur mense U woord laat opskryf het. Help vir ons om te verstaan hoe om dit te gebruik, sodat ons nie mensewoorde sal hoor nie, maar U ware woord. In Jesus se naam. Amen.